Goed, nou baie belangrike ding wat jy moet hoor wat ek vir jou wil sê. En dit geld nie net vir die reguitlyn grafiek nie, dit geld vir enige type grafiek. Of enige vraag oor enige grafiek. As hulle ooit vir jou sê, bepaal die vergelyking in die vraag, dan begin jy altyd met die standaard vorm. Ok. Wat's dit? Wel, kom ons kyk, reguitlyn grafiek se standaard vorm is y is gelyk aan mx plus c. Ok, is jy met my wat dit dan betref? Ja. Alright, so as ek nou die vraag so stel, ek sê vir jou, bepaal vir my die vergelyking van die reguitlyn wat deur die punte 1 en 2 en kom ons sê 4 en 5 gaan. Bepaal nog my die vergelyking van die reguitlyn. Dan gaan jy nou... Is dit een reguitlyn? Ja, is een reguitlyn wat deur die 2 punte gaan. Ok. Dan sê jy, kom ons maak die x1 en y1, en ons maak die ene x2 en y2, en dan gaan gebruik jy nou die formule, m is gelyk aan y2 minus y1 gedeel deur x2 minus x1, dit gee dan vir jou 5 minus 2 op 4 minus 1, is 3 op, is 4 minus 1, skies, nie 4 minus 3, nie 4 minus 1, 3 op 3, het gee vir jou 1, stem jy saam? Ja. So ons kan al klaar gaan skryf, die vergelyking van hierdie reguitlyn is, y is gelyk aan x plus c. Ok, verstaan jy, so ons kan byvoorbeeld nou al sê, y is gelyk aan 1 x plus c. O, ja, ok. Is jy met my wat, tot daar? Ja. Nou moet ons 'n waarde vir c kry, om die vergelyking van hierdie reguitlyn te kan gee, moet ons nou nog 'n waarde vir c kry. So nou kies jy vir jou een van die 2 punte. Kies vir jou x1 en y1 of x2 en y2. X1 en y1. Ok, so dan vervang ons die 2 in y in, en die 1 in x in. Dan word dit, 2 is gelyk aan 1 maal 1 plus c, so c is dan gelyk aan 2 minus 1 is 1, stem jy saam? Ja. Ok, so wat is die vergelyking van ons lyn? Y is gelyk aan 1x plus 1. Sien jy? Sal dit dieselfde uitgewerk met 4 en 5 ook? Ons gaan dit nou gou doen, om te kyk. So kom ons vervang die 5 dan nou in y in, en die 4 in x in. Dan kry ons, 5 is gelyk aan 1 maal 4 plus c, so c is gelyk aan 5 minus 4 is 1. So y is gelyk aan 1x plus 1. O, ok, nee, ek sien. Sien jy? Ok, nou sê ek vir jou, teken vir my die grafiek. Ok. So waar gaan ons begin? Ek het vir jou tegniek geleer. Waar gaan jy begin? Ja. Om nou die grafiek te teken, y is gelyk aan x plus 1. Waar begin jy? By 1. Ja, by die y afsnit. So jy gaan maak vir jou kolletjie op 1. Nou gaan kyk jy na die gradiënt, maar nou as jy sien die gradiënt is net 1. Nou hoe gaan jy nou werk met die y op x ding as daar net staan 1? Kyk, om die gradiënt, jy moet ons nou die gradiënt gebruik. Jy moet nou op beweeg en links of af beweeg en regs of wat ook al. Die gradiënt okay. Het ons nou gesê is delta y op delta x. Maar nou daar staan net 1. Nou wat nou? Ek weet nie. Jy gaan skryf hom as 'n heel getal. 1 op 1. Okay, so dan gaan jy 1 op en... Kyk, ons gaan 1 op en 1 regs en jy vat julle in die haal en jy verbind hulle en daar is jou grafiek geteken.
Okay, ja, Okay. ek sien. So maklik soos dit. Okay. Okay, maar nou kan hulle hom vir jou op 'n ander manier ook vra. Hulle kan vir jou sê, bepaal vir my die vergelyking van die lyn wat deur die punt 2 en 3 gaan en 'n y-afsnit het by -4. Nou wat is die tip wat ek vir jou gegee het? As hulle ooit vir jou vra, bepaal die vergelyking, wat moet jy eers doen? Die vergelyking neerskryf. Die standaard vergelyking. Okay, maar hoe weet jy wat se grafiek gaan dit wees? Hulle sal vir jou sê. Hulle sal vir jou sê, dis 'n reguit lyn wat deur daai twee... So hulle sal vir jou sê, Ja. Jy sal uit die vraag kan aflei wat se tipe grafiek dit is. okay. Maar kyk nou gou mooi, ek leer jy nou baie belangrike tegniek hoor, van grafiek, jy gaan dit nou nog by baie moeiliker grafieke ook nou nog gebruik, maar nou net om te kyk na hierdie vraag, hulle het nou vir jou gesê, bepaal die vergelyking van die lyn wat deur daai punt gaan en daai y-afsnit het. Dan begin jy nou met die standaard vorm. Alright? Nou ons weet, as ons klaar is, moet ons 'n getalwaarde hê vir M, en ons moet 'n getalwaarde hê vir C. Stem jy saam? Ok, so wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou terug na wat ons het. Wat is vir ons gegee? Wel, ons weet, C is -4, dis klaar vir ons gegee. Okay. En, hulle het vir ons 'n X en 'n Y gegee. So jy kan dan M uitwerk. Presies. So ons kan nou sê, 3 is gelyk aan M maal 2 minus 4. So vat die 4 oor, dan kry ons 7 is gelyk aan 2M. Deel weerskante met 2, dan kry ons 7 op 2. So die vergelyking van ons reguitlyn is Y is gelyk aan 7 op 2 X min 4. Okay. En daar is die vergelyking. Okay. Okay, en As hulle dan vir jou, praat maar. as hulle vir jou tabel gee, wat jy goed moet invul, of nee, hulle vul jy goed vir jou in, dan stel hulle vir jou, jy moet daai vergelyking uitwerk, Ja. sal jy dit so kan doen? Ja, kyk, die ding is, die tabel waarvan jy nou praat, is hoofsaaklik nou maar die getalwaardes en die funksies en verwantskappe. So hulle stel nie regtig belang of dit 'n grafiek is op die einde van die dag of nie. Maar die beginsel, as dit 'n reguitlyn grafiekse tabel is, kon jy die grafiek bepaal het, jy kon enige van die X en Y waardes gebruik het en jou grafiek daarmee geteken het, ja. Maar is twee verskillende goed. Verstaan, die een is tabelle. Verstaan, is die hele afdeling van wiskunde net oor tabelle. Die ander deel van wiskunde is grafieke. Nou jy gebruik die tabel om 'n grafiek te kan teken. Maar jy gaan nie grafieke gebruik as jy tabelle doen nie. Okay.